En oei jene. Okay. Ekskuus ek tog die ding gaan af. En Nee. ja, so het ons hier begin en ek gaan net bietjie fast forward. So 'n paar weke terug het nie blanke se vuur begin, so 2 plase van hier af. En die vuur het net gehardloop en die wind het hom gedruk en ek en Trawou was eintlik op pad om te gaan uit eet en ek het hier in die kombuis gestaan en hy het ook vir my gesê liefie ruik jy rook en ek sê ja, dit ruik verskriklik. En ons het uitgeloop al twee en soos ons oor die koppie kyk sien ons maar hierdie vuur lyk hy gaan nou hier wees. En ek en hy het altyd gesê okay, well, ons gaan nou nie meer uit eet nie. Ons planne het in 'n oogwink verander. So Jo. ons het toe aangetrek, 4 klere aangetrek, bakkie reg gekry en toe ons weer buite kom, toe is die vuur al op ons plaas. En ek het begin huil, ek het vir hom gesê, liefie, ek weet nie wat ek kan doen nie en hy het vir my gesê, bid net. Die eerste ding wat ek gedoen het, ek sal nou weer hoendervleis uit as ek daaraan dink, is ek het my pa en my ma gebel. Hulle is my gebedsmotivering, my ma se baie passievol vir die Here en ek het net gesê mamma, pappa asseblief julle moet bid. Ek dink hierdie vuur kom op ons huis af. En my pa en my ma het albei gesê dis reg, ons bid. En ek het nie toe geweet my pa is in Johannesburg nie en ons het toe aanhou beklei en ek het oproepe gekry van boere af wat ek nie ken nie wat gesê het Felicia is alles oukei en ek het net gesê nee, ons kort help. En ek het toe met my buurman gepraat en hy sê toe bring al die perde in en ek bring toe al die perde in die stalle in. En soos ek besig is, sê my man vir my liefie, jy gaan hulle nie op stal kan hou nie, jy moet hulle uitkry. Toe is die vuur letterlik, ek wil sê 10 meter agter my stalle en ek het begin huil en ek het my perde, my merries oop begin maak. My hings het ek uitgebring, vasgehou en ons het die vuur agter my stalle, 'n meter agter my stalle gestop. En ek het my man gesê ek weet nie wat ek kan doen nie want hoe maak ons nou? En die vuur het letterlik om my stalle verbygedruk, omtrent 5 meter verby my huis gedruk en alles rondom gebrand behalwe vir my Trawou ons diere en ons huisie en ons stalle. Ek het daar gestaan met trane in my oë en ek het net gesê liefie, alles is af. Alles. En ek het nie geweet wat ek kan doen nie. Daar het boere gekom van reg oor af wat ek ken nie eens van die boere nie. Ek het hulle hier ontmoet en dit was 'n oogwink tussen my paal hier en hulle het kom help beklei en dit was net amazing hoe toe ons op daai oomblik die Here se naam roep en sê Abba, ons het U nodig, dat hoeveel hulp het opgedaag en alles rondom ons het afgebrand behalwe ons. Die vuur het oor 'n groot pad gespring en ons kon hom eers op ons buurman stop teen die vlei en ek het teruggestap huis toe, ons het toe nog hier en daar begin doodmaak en ek het net vir Trawou gekyk en ek het gesê liefie en hy sê net vir my alles gaan oukei wees en ek sê vir hom okay maar my diere is oukei, my hondjies is oukei, ek is baie erg oor my diere en my pa en ma het na my toe geloop en die trane het net geloop en dit was nie lekker nie. En ek moet sê op daai oomblik besef mens nie die krag van vuur, maar wat groter is as dit, die krag van gebed nie. Ek het vir Trawou gesê, liefie, nou, hoe maak ek nou met veiding? Ek het nie veiding nie. En daai volgende oggend, toe kry ek 'n $900 seil en 'n rukkie daarna nog 'n $900 seil en nog 'n $100 en ek was net soos, dankie Abba, dankie, hier kom, en dit was amazing, want waar ek amper nie geld gehad het, want mens bereken nou nie, en dat so 'n tragedie jou gaan tref nie, het net alle die deure het oopgegaan, en hier kom die geld in, en ek kon vir my perde gras koop, ons kon dit wat nodig is, om ons herstel, soos van die drade wat afgebrand het waar die perde in was, daar was 'n boer af in die pad wat vir my bale gebring het en gesê het, Felicia, ek weet is nie baie nie, maar hier is vir 'n paar bale. En dit was net amazing hoe dit kon verander. En
Ja, dis ons storie tot nou toe. Ja, Felicia, dit is 'n amazing storie. Weet jy, hier waar ek sit en luister, het ek heeltemal hoendervleis. Want Mm. ek meen, eerstens, soos jy sê, die krag van daai vuur. Baie mense verstaan nie heeltemal 'n vuur. Jy verstaan dit nie totdat jy face to face gekom het met so groot veldbrand en daai realiteit van alles hier kan afbrand en ons gaan moet skuif want jy kan nie so vuur net keer as hy in beheer is nie, nê? Daai vrees, dit is 'n angswekkende vrees wat 'n mens daar het. Dit is Renet, as ek vir jou sê, ek was redelik okay tot ek het geweet like God is in beheer, ons is okay, maar toe ek my een Mary uit die kamp uithaal en ek weet nie baie mense is dalk nie so nie, maar vir my is dit 'n groot ding. Toe ek haar in die oë kyk, tussen haar trane in haar oë en sy het so gebewe en ek het net daar besef like hierdie is nie 'n grap nie. Dat 'n dier vir jou kan wys, hoor jy, hulle is ook bang. Dan weet jy. Ek raak baie emosioneel as ek hoor praat, maar dan weet jy, ons dien 'n groot God oor hoe hy ons toegevou het en die vuur het letterlik om ons gedruk na ons buurman toe. Nou dit is letterlik, dis absoluut die hand van God wat amper soos engelvlerke oor julle gevou het, wat laat die vuur reg rondom julle brand en julle is okay. Ek meen dit is 'n totale wonderwerk, nê? Ja, alle eer aan die Here. Ja, en ek moet sê, ja, ek het nie gedink dat ek hierdie program begin het, dat, weet mens begin die program en jy het so 'n bietjie 'n twyfeling, en die oomblik toe ek wil amper sê, toe alles afbrand, en ek het nog met jou gesels en gesê, net alles is af, en jy het net vir my gesê, alles het skoon gebrand en nog gaan iets nuuts opkom, en ek het vir my man gesê, hoe mooi en kragtig is daai woorde, en ons het daaraan vasgehou, en ek sal dit nog deel in die toekoms, maar van na die vuurbrand af, het daar soveel deure in my en Trawou se lewe oopgegaan, wat ek kan nie wag om dit met julle te deel nie, maar op die oomblik is dit nog 'n bietjie 'n gebedsaak, en ons wag net vir finale bevestigings, maar ongelooflik, drome wat net voor ons neergesit is, en ek en Trawou is net soos, wow, partykeer kort mense skoonmaak om nuwe groei te kry. Ja, want ek en jy het daaroor gepraat dat wanneer 'n veld so afgebrand het of mense is regtig op ground zero en God kom doen iets nuuts met daai reën, daai grasies wat gaan uitkom is se groen, perfekte grasies en dan daarna word die veld baie mooi. Ja, nee, absoluut. Ek moet sê ek stem met jou 100% saam. En ook hoe die diere, ek wil amper sê die groenigheid geniet. Dit is mooi. Dit is regtig bitter mooi. Ja, en die ander ding wat vir my uitstaan is, Felicia, wanneer 'n mens die Here se voete gaan sit en regtig net op hom vertrou, soos julle met daai veldbrand gesê het, Vader, niks kan ons nou red behalwe net U reddende regterhand nie. Dis eers wanneer 'n mens daar kom wat jy hom vertrou en wat jy totaal en al oorgee wat die wonderwerke begin, nê? Absoluut. Ek moet sê, toe dit gebeur en ek praat met my pa en my ma op die foon, het ek net gesê, bid dat die wind draai. En op daai oomblik kon jy sien die wind draai, maar ek wil amper sê die wind was so sterk, hy het weer gedraai. En op daai oomblik, ek meen, maak nie saak wie jy is as mens nie, jy gaan dit nie kan beklei nie. Ons was hoeveel bakkies hier met groot firefighters wat die vuur draai keer het. Ons as mens kan dit nie doen nie. So jy op daai oomblik rely op God en jy is amper soos, okay, Here, ek het U nou so nodig. En hy het net bewys, hy is die pa, hy kyk na sy kinders en hy was teenwoordig. En jy kon dit voel, ja, vrees vang ons almal aan en mense is bang op daai oomblik. Maar om te besef, weet jy wat, jy is net 'n mens en om jou geloof, ek het so 'n video gepost oor hierdie geloof van 'n mosterdsaadjie en glo wat die oog nie kan sien nie. Ons het geglo ons is okay en dit het gebeur.
Ja, en hier sit ons vandag, ons smile, ek en Trevor is baie bly, ons kan aangaan, ons is bly vir die ekstra geldjies wat ingekom het, ons is bly vir 'n awesome gemeenskap wat by ons staan met mense wat ons nie eintlik, ek wil sê, verhouding mee gehad het nie, in hierdie gemeenskap wat net jou hande gevat het en gesê het ons is almal hier om jou te ondersteun. So ek kan net met baie blyheid sê ek is dankbaar. Oh, dis amazing. Ons kan net sê dankie Jesus, dankie Jesus, dankie Jesus. Ja, dis amazing. En dit motiveer my want dit laat my net besef ons moet oor alles in ons lewens so passievol bid. En die fout wat ek maak in my lewe is dat ek bid baie hard wanneer daar 'n krisis is en dan wanneer ons ontspanne is en alles gaan goed, dan bid ons minder. En nou die dag toe praat ek en Franswa daaroor en hy sê as ons elke dag so passievol gaan bid, wat 'n impak gaan dit op ons lewens hê, because prayer moves the hand of God, né? So dis gebed wat dinge skuif en dinge verander en wat ek en Fransja vir mekaar gesê het is ons voel ons bid te min. Ons moet meer bid oor alles in ons lewens en nie net in daai krisistyd nie, maar vanaand is dit nou vir my so spesiaal, net ek word net weer herinner die krag van gebed. It's amazing. Ja, absoluut, ek stem met jou 100% saam. Ek en Trevor praat ook baie oor. Ek dink ons is menslik om partykeer, ek wil amper sê, die Here in 'n boekie te sit en sê, okay, wanneer ek jou nodig het, kan ek jou uithaal. Ja. En dit is so verkeerd. My ma, ek moet sê, ek is baie lief vir my ouers, maar my ma, ons het hulle altyd genoem, wanneer ons op piesangskille trap, is my ma my pa die barrier wat ons vang. En hulle het letterlik my hele skoolloopbaan deur, ewen nou nog, het my ma gesê, met enige probleem, dan gaan jy eers na God toe. En ons het baie uitreike ook gedoen en dan kry ons 'n simpel ding soos 'n papwiel, maar ons het geleer om oor die papwiel te bid en te sê, okay, ons is hierdie 'n probleem, ons moet dit face en dit help mense ook moedeloos en kwaad nie, maar as jy daaroor bid, is jou gemoed op 'n beter toestand of op 'n beter plek en dan kan mens van daar af weer bou. So ek moet sê, ek wil amper sê alle eer aan God en dan dankie aan my ouers wat my geleer het om te bid. En ek het vertrou ook, ons bid ook baie saam en ek meen veral in vandag se tyd, jy kan nie sonder die Here gaan nie. Dis onmoontlik. Jy het hom elke dag, elke sekond nodig, want jy kan in enige tyd ek wil amper sê in 'n lokval val. En dan wil jy nie net hom uit ons, okay, Abba, ek het jou nou nodig nie. Jy wil amper sê, Abba, hierdie is nou moeilikheid, hoe maak ons nou? Weet, hy moet heeltyd deel van jou reis wees. So ek stem met jou. Ja. Okay, en nou wil ek gou vra, so jy het met die Legacy Builder program, het jy toe daai volgende dag of daai volgende week 'n $900 seil? Ek het die volgende dag 'n $900 seil gehad en in daai volgende week, ek wil sê dit was binne die volgende 8 dae nog 'n $900 seil gehad. So en vir my is dit ongelooflik want ek dink dit is ook mense begin met die program en jy sit die werk in, maar weer eens jy glo nie. En toe ek amper op my knieë is, alles het afgebrand, toe ek in die posisie van Lisa, jy moet nou glo. En dit was daar en 8 dae later, dis daar weer een en ek het nog eenetjie bygekry, $100 by. So ek dink absoluut jy moet glo. Jy kan nie met hierdie program begin as jy nie die geloof het nie. Jy moet in jouself glo al het jy nie selfvertroue nie, moet jy in jouself glo. En ek moet sê iemand wat regtig, hy het wel by my gekoop, maar hy is vir my so groot inspirasie en ek het sommer baie lief geraak vir klein Henry, maar hy is vir my elke keer wat ek met hom praat positief en hy motiveer en ek het vertrou gesê, mens kort sulke mense in jou lewe, want partykeer is dit 'n sifting. En soos Henry het hier ingekom van die kant af en hy's net daar en ons deel dit met mekaar en dan sê ek sê Henry, vandag het ek nou nie 'n styl gehad nie. Dan sê hy, moenie worry nie, jy gaan hom nou kry. So mens kort sulke motivering die hele tyd en weer eens glo. Henry
is jonk, passievol en hy glo en hy het ingeklim met die mindset van ek wil wys, ek glo. En Ja. ek dink dis waar ons almal daai dryf moet hê is om aan te hou glo. Ja, aan te hou glo want God is die een wat voorsien, nê? Dis nie die Legacy Builder program wat ons gebruik wat die deurbraak is nie, maar God, die Vader is die deurbraak en as ons glo, dan aktiveer ons sy krag en hy gaan voorsien dan, nê? Ag, dit is so mooi om dit te hoor. Dit maak my so opgewonde. En $900 vir my, as ek 'n $900 seil het, dan moet ek nog steeds myself knyp elke liewe keer. Want $900 is amper R16,000. Dis verskriklik baie geld. Dis baie geld, Renet. Ek en Trawou lag nou die dag daaroor. Dis ek vir hom, ons het met nou wat babatjie wat op pad is. Toe sê ek vir myself, eintlik is baba goed nogals duur, nê? En hy sê toe, ja, en elke keer wat ek aan $900 seil gemaak het, was ek soos, jene, dankie Abba, want nou kan ek vir Boetie hierdie of hierdie koop. En nou voel dit nie meer vir my dat baba goed duur is nie, want ek het actually nou die geld om te sê, kom ons swipe die kaart, so, yay! Dis amazing. Dit is amazing. Ja, jene. En jy weet, jy het nou 2 $900 seils gehad, net. 2 $900 is amper R32,000. Ja. Dis nou 2 transaksies. Daar's mense wat 'n hele maand lank werk van 7 in die oggend of 7:30 in die oggend tot 5 uur vanmiddag toe en hulle sien nie eers daai bedrag geld nie. Want die average is in Suid-Afrika, veral vir vrouens, is hier om en by 15,000, 18,000 rand 'n maand. So ek meen, hulle werk die hele maand van 7:30 tot 5 vir daai bedrag geld. En daar maak jy dit met 1 transaksie. Dis amazing. Ja, absoluut. Ek meen, Renet, jy is ook in die perde game. Dis baie op en af. En vir baie lank was R15,000 my salaris. En ek meen, wat koop jy met R15,000? Jy koop 'n paar perdesakke voer en daar's jou paycheck verby. Ja, dis presies. Ja. So om daai te kry is net soos jy voel eintlik soos sjoe, ek het nie nodig gehad om 10 perde byvoorbeeld te werk nie en die geld in my rekening. Dit voel baie onwerklik op daai huidige oomblik, maar dis wow om te dink. Jy sit elke dag jou consistent werk in en jy word beloon daardeur met 1 transaksie. Ja, met 1 transaksie. En jy moet net 2 ure 'n dag daaraan spandeer. Dis nie asof ons, soos met die ander werk wat ons moet doen, jou moet doodwerk daarvoor nie, en is eintlik so maklik en eenvoudig. Absoluut, en ek dink baie van die mense, ek praat uit my opinie of uit my ondervinding uit, is ek is baie gelukkig met die werk wat ek het, dis nie vir my werk nie. Maar byvoorbeeld my man, hy is in 'n posisie waar hy hou nie eintlik van die werk waar hy is nie, maar hy moet gaan, want dit is om die te help rekeninge betaal. En ons het gesê, hierdie program is ons mainpunt om vir Trawou weer terug op die plaas te kry, voltyds. So dit is waartoe ons werk en ons is amper daar, we're getting there. So ek voel daar's baie mense wat in 'n werksposisie sit waar hulle eintlik sielsongelukkig is, maar hulle kan dit nie los nie. So as hulle hierdie program sien en actually die waarde sien wat jy kry in hierdie program, kan dit vir hulle soveel deure oopmaak en ek wil amper sê dan kan jy die werk doen wat jy love. Daar's jy kan die werk doen wat jy love want jy's vry. Al wat jy moet doen is jy moet net consistent wees en aangaan met jou bemarking en dit is eintlik so eenvoudig. Yes. Felicia, 'n laaste woordjie. Hier is mense hier op hierdie groep vanaand wat moedeloos is, wat moeg is, wat dit oorweeg om te kyk na die Legacy Builder program en wat ook veldbrande in hulle lewe gehad het in die laaste ruk en soos ek vroeër gesê het, elkeen se veldbrand in sy lewe lyk anders. Party is geretrench en hulle het hulle werk verloor. Ander is nou besig om deur 'n egskeiding te gaan en ewe skielik gaan hulle nie meer 'n inkomste of 'n toelaag hê vir die kinders dalk nie. Of ander is weer benoud want te veel skuld wat besig is, of ek weet van iemand hier op die groep vanaand wat hulle pensioenfonds verloor het want hulle het ingedoen. Wat is jou bemoedig 'n bietjie daai mense? Wat se raad sal jy vir hulle gee? Daar's eintlik 'n boek. So ek persoonlik sou sê nommer 1, hou jou oë gefestig op die Here, want hy stel nooit teleur nie. Nommer 2, maak nie saak hoe groot jou veldbrand is nie.
hoe sleg jou omstandighede is nie, as jy kies om daaruit op te staan, jy gaan dit reg kry. So ek wil sê die hoofgoeders, en dan nie almal van ons het die geld om te begin nie. Ek self het hierdie geldjies gehad nie. Ek het 'n lening, ek en Trabou 'n lening aangegaan om te begin, en ek is nie eendag spyt daaroor nie. En ja, dis eintlik wat ek wil sê, is hou jou oë gefestig op God, en as jy regtig dit wil verander, maak nie saak hoe groot jou veldbrand in jou lewe is nie, sal jy dit reg kry. Ja, baie dankie Felicia. Dankie dat jy jou storie met ons gedeel het, en baie dankie vir die inspirasie wat jy gebring het vanaand. Jy is 'n reuse motivering, hoor jy? Baie dankie. Baie dankie Renet. Dankie vir al die hartjies ook julle. Jy het baie hartjies en hande klappe gekry hierso. Wow. Ek sien hulle. Dankie Renet. Dankie Felicia. Kom ons gesels gou. Dankie nogmaals Felicia. Hoe amazing is daai storie? Ek hoop dit bemoedig vir jou vanaand. Elkeen van ons het 'n unieke storm of 'n unieke veldbrand in ons lewens. Kom ons kyk gou na die Legacy Builder program. Maar voordat ons aangaan, wil ek gou hierdie vir julle lees. Psalm 23, die Here is my herder, daar's niks wat my ontbreek nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Na water wat verfris, lei hy my. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die pad van geregtigheid tot eer van sy naam. Julle groen weivelde. Felicia se weiveld gaan weer groen word. Hoor jy Felicia? Wanneer ek loop in 'n donker vallei, sal ek nie bang wees nie, want U is naby my. U stok en U staf beskerm en ondersteun my. Weet julle wat? As ek hierdie lees, dan besef ek ons gaan deur 'n donker vallei gaan. Daar's niemand op hierdie aarde wat dit gaan mis nie. Ons almal gaan een of ander tyd deur 'n donker vallei gaan. En dan is jy nie alleen nie. U berei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker vol te maak met seëninge. Julle, ek kan nie hierdie genoeg lees nie. Dit is so amazing en so motiverend. U goedheid en trou vergeesel my al die dae van my lewe, en ek sal bly in die huis van die Here solank as wat ek lewe. Hou vas daaraan. Vir die wat vanaand dalk 'n bietjie moedeloos is en moeg is vir die lewe, daar's nuwe krag te vind by die Here se voete. Nou, ons het 'n plan nodig wat werk. Daar's nie tyd om te mors nie. 'n Plan wat beproef is deur 56,000 mense oral oor die wêreld. 6,000 in Suid-Afrika, 21 miljonêers in Suid-Afrika. Is dit nie amazing nie? Dit is wat ons tans het. Nou Felicia het genoem daar dat sy in 2 ure per dag, of sy werk 2 ure per dag, maar sy het R32,000 gemaak in 'n kwessie van 'n tydspan van, kom ons sê, 'n week en 'n bietjie langer, nê? $1,800, 2 keer $900, en dit was 'n totaal van R32,000 wat sy in daai kort tydjie gemaak het. Nou, soos ons gesê het, dis verskriklik baie geld. Nou, daar's 2 maniere om geld te maak op die internet. Of jy 'n produk te verkoop, of 'n diens te verskaf. Een van die 2. Nou, jy het geen ondervinding of ervaring nodig met die Legacy Builder program nie, want jy hoef nie tyd te mors deur 'n besigheid of 'n produk te gaan ontwerp weer 'n keer nie. Hierdie is jou eie online besigheid, met 'n outomatiese stelsel ingesluit vir jou. Dis 'n done for you digital business, wat klaar vir jou gedoen is. Jy hoef niks by te las nie, jy hoef niks verder te gaan ontwerp nie. Jy gaan 2 ure 'n dag kan werk, en die stelsel gaan vir jou werk 24 ure 'n dag. Dis 'n klaar opgestelde besigheid. En dis hoekom jy geen ondervinding nodig het nie, want soos Lenay sê, die slim mense het alles klaar vir jou gedoen. Wanneer jy jou eie online besigheid begin, het jy, soos ek sê, 'n outomatiese stelsel nodig. Jy het 'n website nodig, jy het 'n stelsel nodig op System.io, 'n sales funnel, payment gateways wat jy gaan koppel met jou eie bankrekening. Nou hierdie stelsel, moenie bekommer nie, is klaar vir jou gedoen, dis klaar ingesluit. Jou stelsel gaan vir jou 'n database bou van al die kliënte wat jou website besoek, en ook vir hulle e-mail stuur namens jou. Die templates is ingesluit by jou stelsel. Hy gaan ook vir jou nuusbriewe uitstuur. Jou stelsel gaan vir jou marketing campaigns kan doen wat jy gaan opstel. Alles is daar vir jou om jou bemarking te doen. Jy hoef nie kliënte te soek of te kontak nie. Jy werk 2 ure 'n dag, jou stelsel 24/7, maar jy gaan 'n spesifieke bemarkingsmetode aanleer waar jy so gaan bemark op sosiale platforms dat kliënte na jou toe gaan kom. Jy gaan leer om 5 stappe te volg, baie eenvoudige stappe.
en jy gaan ook leer hoe jou stelsel werk. Dit is alles ingesluit in jou Done for You digital business. Nou ons praat van Daily Pay. Hoe lekker is dit as jy nie meer wag tot op maandeinde vir jou salaris nie? Hoe lekker is dit om te kan daagliks inkomste genereer, want dit gee vir jou 'n weeklikse kontantvloei. As jy jou eie aanlyn besigheid het met 'n outomatiese stelsel, nou hoe maak jy daagliks geld met so 'n tipe besigheid? Elke keer wanneer daar 'n transaksie op jou webwerf is, dan gaan daai geld in jou PayPal of in jou eie bankrekening inbetaal. Soos Felicia nou vroeër genoem het, sy $2,900 sales gehad, dit het in haar eie bankrekening inbetaal as gevolg van die stelsel wat sy gebruik. Nou hierdie is nie 'n piramideskema of 'n kommissiestelsel of 'n maatskappy nie. Jy werk nie vir 'n maatskappy nie. Nou gewoonlik as jy vir 'n maatskappy werk en jy moet hulle produkte verkoop, doen jy affiliate marketing waar jy 10 tot 40% profit gaan kry en die maatskappy gaan jou uitbetaal. Ja, die goeie is hier werk jy nie vir 'n maatskappy nie. Dis jou eie besigheid wat jy gaan opstel en jy gaan 100% verdien op jou produkte, want Michelle O'Neil wat die program ontwerp het, gee vir jou master resale rights. Daar is 4 produkte ingesluit in jou Done for You digital business. 'n 100, 'n 300, 'n 600 en 'n $900 produk. Elke keer wanneer daar 'n transaksie op jou webwerf is en jy een van hierdie produkte verkoop, gaan dit soos ek sê in jou eie PayPal of in jou eie bankrekening in. Hier het ek byvoorbeeld 2 transaksies gehad vanaf my webwerf. Die ene was 'n $900 transaksie en die ander ene was 'n $300 transaksie. Ek is in beheer. Omdat dit in my PayPal rekening inbetaal, transfer ek dit van daar af in my FNB bankrekening in en dit gaan binne 48 uur gaan hierdie dollar in rand in my bankrekening verskyn. Nou, PayPal vra 'n 4% transaksie fooi, ek gee nie om nie, so dit gaan my $900 afbring na $854 toe, maar dis nog steeds amper R16,000 wat ek verdien het met een transaksie, omdat ek 'n $900 produk verkoop het op my website. Nou dit sit jou in daai posisie om daagliks geld te verdien, want as iemand vandag 'n program gekoop het op jou website, het jy vandag geld. Soos ek sê, dit stel jou in staat om 'n nuwe begin te maak, want net soos Felicia daar gesê het, daai volgende dag het sy 'n $900 seil gehad en kon sy vir haar perde gaan voer koop. En dit stel jou in staat om 'n nuwe begin te begin. Nou, soos ek sê, ons verdien 100% profit. Hoe maak jy R20,000 'n maand met die Legacy Builder program? R20,000 is $1,200. En dis so eenvoudig dat as jy 4 maal $300 produkte verkoop op jou website, het jy daai $1,200 gemaak. Daar's jou 20,000 profit. As jy 2 maal $600 produkte verkoop het op jou website, het jy ook 1,200 en dis ook R20,000 vir daai maand. Hoe maak jy 40,000 vir die maand? Dis $2,400. 8 kliënte wat elkeen $300 produkte by jou koop, is $2,400. Daar's jou 40,000 vir die maand. En onthou nou, dit kom in sarsies, want elke keer as daai transaksie in beklink is op jou website, het jy dadelik daai geld in jou bankrekening. As jy 4 $600 produkte verkoop het, is dit $2,400. Daar's jou R40,000. En as jy net 3 kliënte gehad het wat elkeen by jou 'n $900 produk verkoop het, het jy R2,700 vir daai maand in jou bankrekening. Dis meer as R40,000. Hoe kom jy by 60,000 uit? $3,600. Dis so eenvoudig, jy het net 6 kliënte nodig om elkeen 'n $600 produk by jou te verkoop en daar's vir 60,000 inkomste. Net 6 kliënte. Net 4 kliënte op die $900 program gaan ook vir jou 'n 60,000 inkomste gee. En onthou, jy gaan nie kliënte soek nie. Hulle gaan na jou toe kom as gevolg van die bemarking wat jy gaan doen. Hoe kom jy uit by 100,000 'n maand inkomste? Nou Henry Smit het in die vorige webinar het hy met ons gesels, want hy het in sy eerste maand het hy R100,000 verdien in inkomste. So omtrent so $5,800 is baie maklik. Jy het 6 kliënte nodig wat elkeen 'n $900 program koop en jy het $5,400 en daar is jy amper by R100,000 se inkomste vir daai maand. So hierdie is met ander woorde 'n done for you digital business. Hierdie system, this step-by-step system has already helped thousands generate income daily without tech skills, a big following, or even their own product. Nou, Michelle O'Neil het hierdie system gebou vir ons net so na COVID. En
met hierdie stelsel kry 56,000 mense reg oor die wêreld dit reg om 'n aanlyn inkomste te genereer. Dis baie maklik om te doen, dis baie eenvoudig en wat lekker is jy, soos jy weet, die stelsel werk, hy's reeds beproef en dit gee vir ons, soos ons in Engels sê, 'n shortcut. Jy gaan stap vir stap leer hoe om jou eie besigheid op te stel en te bou. Geen tech, geen ondervinding, geen bemarkingskennis nie. Ek is 'n plain Jane hier van Limpopo provinsie af wat perde stalleer en hierdie stelsel het my in die laaste 12 maande gehelp om heeltemal op te staan finansiëel en dit het 'n groot verskil kom doen in ons familie. Nou ek kan nie glo wat ek geleer het in hierdie 12 maande nie. So wat is ingesluit in jou Done For You digital business? Wel, die eerste ding wat jy gaan kry is 'n hele reeks e-learning lesse. 'n Blueprint business plan. Nou, Michelle het 'n multimiljonair geword in haar eerste jaar van die Legacy Builder program. Nou, die presiese plan wat sy gebruik het om 'n miljonair te word, gee sy vir jou op 'n goue skinkbord in die vorm van e-learning lesse. Jy gaan letterlik stap vir stap leer hoe hierdie werk. Moenie bekommerd wees nie. In die begin voel dit vir 'n mens, oh my, hoe gaan ek dit regkry? Dis so eenvoudig soos plug in and play. Die tweede ding wat jy gaan kry is jou website is klaar vir jou gedoen. Jy moet hom net aktiveer. Jy gaan vir jou domein koop op GoDaddy en jy gaan in jou e-learning lesse presies leer om stap vir stap daai website en GoDaddy te connect en te aktiveer. Dan gaan jy ook jou automated system kry. Nou ons gebruik System.io deur Michelle hulle opgestel. System.io is gratis, maar Michelle hulle het al die werk vir jou gedoen. Hulle het hom geprogrammeer of die hele stelsel klaar vir jou aan mekaar gesit. Jy moet dit net gaan aktiveer. En weer eens, jy gaan dit leer in jou lesse hoe om dit te doen. Glad nie complicated nie. Ek's 'n tech dummy. Ek het dit reg gekry om dit self te doen, want ek het net stap 1, 2, 3, 4, 5 en 6 voltooi. Dan kry jy produkte. Nou jy kan enige een van hierdie produkte bemark afhangende van wat jy kies. Ek gaan nou vir jou wys hoe jy gaan begin. Die favorite is die $900 program heel bo. Dan het ons die $600 digital master, die $300 en die $100 program. Jy kan met enige een van hulle begin. En dan wat baie kosbaar is, ons kry lewenslank gemeenskapsondersteuning. Dit beteken jy word deel van hierdie 56,000 aanlyn klaskamer. Jy gaan nooit weer betaal daarvoor nie. Jy gaan een keer registreer met 'n fooi en van daar af gaan jy nooit weer betaal vir hierdie fantastiese opleiding wat jy hier gaan kry nie. Nou die going rate op die skool community waarop ons is dat mense betaal gewoonlik $47 per maand om hier te wees. Oor 12 maande gaan dit jou $564 kos. Ek het vir jou goeie nuus, jy gaan dit verniet kry. Jy gaan nie 'n sent betaal daarvoor nie. So ek het al vir 12 maande lank in hierdie opleiding of ek het 12 maande gelede begin. En daar's altyd nuwe dinge wat gebeur in die klaskamer. Ek leer elke maand gratis, maar as ek vir die maand my R65,000 gemaak het, hoef ek niks te betaal nie. Ek hou daai 65,000 vir myself. Dis my profit, maar ek bly leer in die aanlyn klaskamer. Ons is nou besig met 'n 90 days to 30k profit, wat amazing is. Wat verkoop jy in hierdie Done For You digital business? Wat gaan jou kliënte hiermee kan doen? Jou kliënte gaan 'n klomp vaardighede aanleer, van 'n website opstel tot hoe om 'n besigheid te bemark aanlyn, enige besigheid te bemark aanlyn. Hulle gaan ander besighede kan promote. Hulle gaan nuwe besigheid kan skep hiermee, want hulle gaan leer hoe om selfs nog ekstra produkte te skep as hulle wil, en dan kan hulle ook hierdie program herverkoop as hulle wil teen 'n 100% profit. Die program wat jy koop, alles onder dit is gratis ingesluit. As jy byvoorbeeld wil begin met die $100 launchpad, dis die kleintjie, dit is die kleinste program wat jy gaan gebruik om jou besigheid met te launch. Nou die website is hier ingesluit, baie van die e-learning lesse hoe om te begin is hier ingesluit. Dit is amazing, dis 'n baie goeie begin. Vir al college studente, universiteitsstudente is lief daarvoor om daarmee te begin. Die $300 program is die Passive Daily Pay Blueprint. As jy hom koop, kry jy die launchpad gratis by. Hier kom Michelle nou en sy gee vir jou meer inligting oor aanlyn bemarking en die Passive Daily Pay Blueprint is hierby ingesluit.
Dan het ons die $600 Digital Mastery program. Jy gaan 'n digitale meester word. Daar is baie lesse hier ingesluit wat vir jou gaan leer van al die platforms, hoe werk die algoritmes, hoe om jou besigheid te bemark op 'n baie winsgewende metode dat jy meer kliënte te lok, hoe om 'n following te bou, dis amazing. En dan die gunsteling is die groot $900 program. Met hom is alles ingesluit. Dit is die hele volledige pakket. Op die $900 program het jy 223 lesse ingesluit. Jy gaan hier selfs leer om ekstra e-learning produkte te kan skep. Ons het van die bemarkers in ons span wat besig is met hulle 5de en hulle 6de inkomste stroom. So hierdie is 'n totale reuse nuwe wêreld wat vir jou oopmaak. Dit word jou inkomste stroom. Die program wat jy ook al gekoop het, soos ek sê, word jou inkomste stroom. Nou as jy die $900 program het jy net 4 kliënte 'n maand nodig om $3,600 profit te maak. Hoekom? Want wanneer jy die produk herverkoop, word dit jou inkomste stroom en jy gaan 100% profit op dit kry. Nou $3,600 is $64,000 in profit en dit net vir 2 ure elke dag se werk. Hoekom net 2 ure elke dag? Jou stelsel werk vir jou 24 ure 'n dag. Jou kliënte kan enige tyd van die dag op jou webwerf gaan koop. In die 2 ure wat jy elke dag gaan werk, gaan jy basies net hoef bemarking te doen, WhatsApps te antwoord, e-mails te lees, navrae te hanteer en jou platforms te gaan, kan ek basies sê, ondersoek en gaan kyk vir wie moet jy nog antwoord op jou platforms. Dis wat jy doen in daai 2 ure. Daai 2 ure kan jy opbreek in 15 minute hier, 10 minute daar, 20 minute daar, 30 minute daar. Dis so maklik en eenvoudig. Jy kan dit tussen jou ander werk deur doen en dan kan jy die kans hê om elke dag 'n inkomste te hê in jou eie bankrekening. Kom ons kyk gou na die verskillende programme. Nou die gunsteling, soos ek sê, is die $900 program, die Legacy Builder, waar jy met 4 kliënte $3,600 gaan verdien, R64,000. Die Digital Mastery, as jy 4 kliënte vir die maand gaan kry op die Digital Mastery wat $600 kos, dan gaan jy $40,000 maak in profit vir daai maand. Op die $300 program, die Passive Daily Pay Blueprint, as jy 4 kliënte 'n maand het op hom, gaan jy kyk na $20,000 inkomste. En die kleintjie, die $100 Launchpad, as jy 4 kliënte het vir die maand, gaan jy $7,000 inkomste hê vir daai maand. Nou, as ek praat van 4 kliënte 'n maand, is dit konservatief gestel. Ons trek nou by die 25ste van hierdie maand en die meeste van ons bemarkers in hierdie span wat nou al langer in die veld is en redelik ondervinding het al klaar 15 en 20 kliënte ingeskryf vir die maand. En baie van hulle doen 'n gemiddeld van 20 kliënte 'n maand. So as ons hierdie inkomsteplan baseer op 4 kliënte, is dit redelik konservatief. Maar kyk die amazing inkomste wat jy kan hê met die verskillende programme. So my vraag aan jou sal dan nou wees, wat is jou doelwit? Wat sal jy graag ekstra wil verdien in 'n maand se tyd? Want afhangende van wat jou doelwit is vir jou familie, is dit die program waarna jy sal kyk om mee te begin. Wat kan jy verkoop? Net wat jy op jou website het. So as jy byvoorbeeld begin het met die Digital Mastery program, die $600, het jy alles onder dit ingesluit, dis wat jy dan ook kan bemark. So jy kan net verkoop dit wat jy op jou website het. Jy het geen maandelikse fooi nie, onthou, jou program gebruik jy gratis elke maand, jy hoef nie ekstra bedrag te betaal nie, so jou inkomste is net joune. Dis alles jou inkomste strome, want jy gebruik die program gratis. Ons is tans besig met 90 days to 30K profit. Nou, dit is $10,000 per maand. Nou, dit doen Michelle vir ons gratis, en wat dit behels is, ons kyk elke dag 'n 5 minute video van Michelle, waar sy vir ons verduidelik en sy gee vir ons rigting en motivering vir daai dag, maar dis hoe sy jou coach, om uiteindelik by daai doelwit uit te kom van $10,000 per maand. Nou, ek wil net gou getuig, ek het in die ou tyd gedink, $10,000 per maand is baie vir ons Afrikaners, en ek het gedink, ek sal nie gou daai kan uitkom nie. Ek was tevrede met $3,600 en $3,000. Maar ek het al in 1 maand $11,000 gemaak, ek dink is Julie maand. $11,000 in 1 maand. Julle, dit is
ek moet sê, ek was so geskok teen die einde van daai maand, want ek het in my hele lewe nog nooit so groot paycheck gekry nie. So ek kan vanaand met sekerheid sê, dat wanneer Michelle vir ons sê, $10,000 per maand, is dit haalbaar vir ons Suid-Afrikaners. En wat ek vir myself gesê het, is ek gaan net doen wat Michelle vir my sê. So al die stappe wat Michelle vir ons gegee het, ek het hulle net gevolg, en dis hoe ons gekom het by hierdie inkomste waar ons tans is. Jy het net een keer opstelkostes vir jou besigheid. En jou opstelkostes is baie eenvoudig. Eerstens gaan jy jou program koop. Tweedens gaan jy registreer met 'n $39 registrasiefooi net een keer. Daarna gaan jy vir jou domein koop op GoDaddy. Dit gaan jou so tussen $15 en $38 uitwerk. Dit werk uit in Suid-Afrika so tussen R300 en R500. Daai domein wat jy koop is om jou website te hou. Want onthou, hierdie is jou eie besigheid, dis jou eie website, dis jou eie domein. So daai is die 3 stappe wat jy gaan volg om jou besigheid op te stel. Maar as jy daai 3 stappe gevolg het, gaan jy nie weer uitgawes hê nie. So as jy vir die $900 program vir jou koop, dan is dit jou opstelkostes. Eerstens jou $900, dan jou 39 registrasiefooi en dan jou $38 domein. Nou jy kan gaan Google ZAR versus USD en Google sal vir jou presies sê waar die dollarbedrag vandag is, dan kan jy dit presies uitwerk. Maar hierdie ding, daar's nie risiko vir jou nie. En ek gaan verduidelik hoekom. Met jou eerste seil waarop jy 100% profijt kry, het jy $900 profijt. Dan het jy jou geld teruggemaak. Dit was my grootste vrees toe ek die program gekoop het, want ek het 12 maande gelede amper begin met die $900 program, en die kopseer vir my was, ek sien die ander mense is suksesvol, maar gaan ek suksesvol wees? Sal ek dit kan regkry? Dit was my bekommernis gewees. Ek het in my eerste maand, net soos Felicia, 'n $900 seil gehad, en ek het my geld teruggemaak, en ek kon na Franswa toe gaan en sê, okay, nou het ek gelyk gebreek. So ek het van hier af nie meer risiko nie, en hy was van, okay, ek sal steeds op my sene wees, dis great, maar nou moet jy net vir my wees, jy kan nog geld maak. So my doelwit daarna was net om aan te hou met my bemarking en nog geld te maak, maar onthou nou, van daar af, as jy jou geld teruggemaak het, moet jy net nog programme verkoop. So nog 'n program is 16,000, nog 2 programme is 32,000, nog 4 programme is 64,000 en daai is alles jou geld. So, dis so eenvoudig, wanneer jy registreer, log jy Kajabi en jy log in by skool. Ek weet ons mikrofoon hierso wat aan is en hy so die klank versteur. So ek wil gou vra julle mikrofoon, dan maak net seker julle mikrofone is af, dis sy. So wanneer jy inlog in die Legacy Builder program, log jy in by jou Kajabi en jy is op die skoolklaskamer waar die 56,000 mense op is. Jy begin jou opleiding en daar is jy. Jy begin met die Legacy Builder program. Dis so eenvoudig soos dit, julle. Wat benodig ek om 'n legacy te bou vir my familie? So hier's die vraag. Uit die 4 programme uit wat daar is, die $100, die $300, die $600 en die $900 program. Watter een van hierdie programme gaan vir jou werk om vir jou gesin 'n verskil te maak? Ek gaan julle sê hoekom het ek met die $900 begin? 2 redes. Die eerste rede, ek was in sulke groot moeilikheid dat ek nie $100 seils wou gehad het nie. Ek wou $900 seils gehad het, want ek moes baie gou moes ek inkomste genereer, want my paycheck was net eenvoudig te klein en my skuld het op 'n punt gekom waar dit te veel was vir my. So ek wou graag induik en ek kon sien die ander bemarkers was suksesvol. So ek het gedink ek moet dit regkry as hulle dit kan regkry en ek gaan beklei en stoei en roei totdat ek dit regkry. Die tweede rede hoekom ek met die $900 begin het was omdat ek graag al die programme wou gehad het. As 'n kliënt my sou bel en sê ek wil 'n $600 program koop, wou ek dit alles beskikbaar gehad het. Maar jy hoef nie noodwendig met die $900 vanaand te begin nie, want baie mense is nie op daai plek nie. In my geval het ek 'n geldjie gaan leen om te kan begin, maar baie mense kan nie. So begin dan met die $600 program, of die $300 of die $100 program, afhangende van waar jy vanaand is. Want die $600 program byvoorbeeld, met 1 kliënt 'n week, is dit $2,400 se profijt, dis R43,000 'n maand se profijt, dis amazing. Met die $300 program, met 1 kliënt 'n week, 4 kliënte 'n maand, is dit R21,000 se profijt. Dis $1,200. Dis net so great. Dit kan 'n groot verskil maak ook in 'n mens se familie. En dan met die kleintjie, die $100, moenie hom weggooi nie.
Op $100 is een kliënt 'n week, is $7,200 ekstra inkomste vir daai maand. En dis ook great. En onthou nou, met jou eerste seil gaan jy jou geld terugmaak. Nou ek weet baie van julle vra, kan ek upgrade? Ja, jy kan upgrade. Wanneer jy jou program gekoop het, begin eers met daai program, maak 'n bietjie geld, en betaal miskien 'n bietjie skuld en vat dan 'n gedeelte van daai geld en gebruik dit jou profit om te upgrade na jou groter program toe. Wanneer jy upgrade, gaan jy net die verskil inbetaal. So as jy byvoorbeeld begin het met die $300 program en jy wil upgrade na die $900 program toe, gaan jy $600 inbetaal en jy gaan upgrade. Jy gaan net die verskil inbetaal. Jy gaan wel weer jou $39 registrasiefooi betaal. Ek wil net gou weer by daai bladsy krop. Jy gaan wel weer 'n keer jou $39 registrasiefooi betaal, maar jy gaan nie weer jou domeinkostes hoef te koop nie of te betaal nie, want jy het klaar jou domein dan opgestel. Nou, dis okay, want jy kan jou wins gebruik om daai kostes te dek en vir jou te upgrade. So, jy kan absoluut upgrade later van tyd by jou bemarker. Nou, hiermee wil ek gou vir jou uitnooi en vir jou sê, jy mag dalk nou vanaand hier sit met 'n klomp ekstra vrae en jy voel dalk nog steeds bang en benoud. Moenie wees nie. Die van ons wat begin het, ek dink is veilig om te sê dat almal van ons, wanneer ons begin, is angsbevange. Want nommer 1, jy's bang dat jy jou geld gemors het. Nommer 2, jy's bang dat jy dit nie gaan regkry nie. Nommer 3, jy het nie soveel selfvertroue in jouself aan die begin nie. Maar as jy nie daai stap neem nie, as jy nie daai tree gee nie, gaan jy in dieselfde plek bly vir ewig. Dit was my grootste vrees. Ek het toe ek begin het 12 maande gelede, was my salaris, ek was so Felicia, ek het so tussen 16 en 20.000 rand verdien elke maand, hang af hoeveel perde ek kon hanteer vir daai maand. Maar dit was my paycheck. Ek het nie die kapasiteit gehad met daai werk om meer as 20.000 rand 'n maand te maak nie. Dit is my ceiling gewees. So my vrees was dat ek van die res van my lewe gaan werk vir maksimum 20.000 rand 'n maand en dis my ceiling. En my vraag was, hoe gaan ek ooit vir my gesin kan betaal vir 'n great vakansie? Hoe gaan ek ooit al die skuld betaal? Hoe gaan ek ooit vorentoe beweeg? Ek kan nie net daar bly sit nie. So ek moes kies tussen bang wees of daai stap neem, daai tree vat. En ek het besluit, ek gaan daai tree vat. Ek moet hierdie maak werk. En dan die ander ding, Cornel Rautenbach, ek sien hy is hierso. Cornel Rautenbach het 'n verskriklike mooi ding gesê. Hy is 'n newbie in ons span. Hy het nou net sy besigheid gelanseer en in sy eerste video het hy die mooiste ding gesê wat my soos getref het. Hy het gesê, ek gaan my vrees gebruik om my te dryf om sy besigheid te groei. Ek gaan my vrees gebruik. So ek wil vanaand vir jou sê, gebruik jou vrees. Want jou vrees gaan jou dryfkrag word. Daai vrees wat jy het om jou familie teleur te stel, daai vrees wat jy het om agter te bly. Ek kan nie daar bly nie. So, ek het daai stap gevat in geloof, soos Felicia sê, jy moet geloof hê in ons hemelse Vader en jy moet geloof hê in jouself. Toe ek daai stap neem in geloof, het ek alles ingesit, my training gedoen, alles in my vermoë probeer en gedoen om my besigheid te groei. Julle, ek wil gou net sê, ek is nou by amper 12 maande, ek is net so oor die 900.000 rand in inkomste, ek's baie naby aan my eerste R1 miljoen in inkomste. So hier wil ek nou vir jou vanaand sê, as jy baie bang is, as ek 12 maande gelede bang gebly het en gevries het ek nie nou vanaand hier gesit en vir jou vertel dat ek net so oor die 900.000 rand in inkomste is nie. Dan het ek ook nie die vermoë gehad om my familie met vakansie te vat nie. Ons gaan 2 weke van nou af gaan ons vir 'n week met vakansie Parys toe, waar ons met 'n klomp perde gaan kompetisie hou en dis vir ons 'n vakansie. Mamma kan vir meeste van daai goed betaal. Die uiteet, ons gaan by restaurante eet, mamma gaan nie kos maak nie, mamma gaan betaal vir uiteet elke dag en dis vir 5 mense, dit gaan duur wees, maar mamma gaan dit doen, want mamma kan, want dit is wat hierdie aanlyn besigheid vir ons en ons gesin gedoen het. So ek wil jou vanaand motiveer, boek 'n video call met jou bemarker, en ek weet, as jy dalk nog 'n laaste paar vrae het, daar's 'n laaste paar goed wat jou pla, van jy wonder, maar hoe gaan ek nou dit doen, op watter platforms gaan ek gebruik om my besigheid te lanseer, of wie gaan my, moenie bekommerd wees nie. Jou bemarker gaan jou nie alleen los nie. Al die bemarkers in ons span
vat hulle kliënte se hande. So jou bemarker gaan jou hand vashou en hierdie pad saam met jou stap. Jy gaan nie vir 'n tree alleen wees nie. Jy gaan jou bemarker kan bel. Jy gaan hulle kan video call. Jy gaan hulle kan pepermint vra. En hulle gaan jou ook uitnooi na ons maandag aand opleiding toe. Jy het elke aand, donderdag aand 'n webinar soos hierdie tot jou beskikking. Hy verskil elke keer so klein bietjie. Ons het elke keer iemand anders wat praat, maar jy gaan nie alleen wees nie. En dis vir my die lekkerste ding om te weet ek is nie alleen nie, want my maatjies het my gedryf en gemotiveer om saam met hulle te groei en saam tot hier te kom en my maats in hierdie Legacy Builder program word net al hoe meer en meer en meer. En ek is so lief vir hulle want dis lekker om te sien hoe almal groei en hoe almal hulle families help om op te staan uit daai veldbrand uit. So, met dit gesê, boek gerus 'n video call met jou bemarker vir jou eie unieke inkomsteplan wat gepas is vir jou, wat vir jou gaan werk. Boek daai video call, vra daai laaste paar vrae en begin met die Legacy Builder program, want hierdie is absoluut lewensveranderend. As ek dit kan doen, wat 'n tech dummy is, hier van Zenine af, dan kan jy ook. As Felicia dit kan regkry met daai veldbrand en al, dan kan jy dit ook regkry. En hier's manne op ons groep, hier's vrouens op ons groep, hier's die jongste is, dink ek 16 jaar oud nou, die oudste is 72 jaar oud, so jy gaan dit ook regkry. So boek daai video call. Baie dankie vir julle tyd vanaand. Baie dankie dat ons so lekker met julle kon gesels en ek hoop om julle binnekort te sien in die online space en binnekort saam met ons in ons klaskamer te sien kuier. Vat jou bemarker se hand en kom stap saam met ons. Nou mag julle 'n lekker aand hê verder, baie lekker slaap en mag die res van julle week 'n suksesvolle week wees en mag die Here julle kouse afseën. Mooi bly julle, baie dankie. Sy